Vanmiddag is skoolmiddag. Want julle neem afskeid van 'n uitkleine mensie waarna julle baie uitgesien het. En daar wil ek so lekker gesit van. Want ek weet, ek is 'n ma en ek is 'n ouma en ek besef, mense het so groot verwagting met julle te deel. Dat maak nie saak hoe stiklik jy nie goeie harte is die een wat alles goed maak. Alles wat vanmiddag voel asof dit uit mekaar geslaan en geskeur is. Hy kom maak. Hy kom maak en hy kom gee lewe. Kom ons bid net saam. Abba Vader, ons dankie vir u liefde en dankie vir u genade wat u aan die kruis aan ons kom bewys het deur u seun te gee. En Jesus, u het u liefde aan ons bewys deur u lewe neer te lê. En toe u opgaan terug na die Vader toe, het u gesê, u los ons nie as weeskinders agter, maar u stuur vir ons die Heilige Gees, die trooster, die een wat in u vermoë, in u bekwaamheid, in u effektiwiteit en in u krag gekom het, om ons te kom bedien met gees en lewe, en om die werke van Jesus voort te sit hier op aarde. En terwyl u dan die trooster is, bid ek, dat u vanmiddag stikkende harte sal kom heel maak. Dat u verslaandheid sal kom opwek. Dat u lig vanmiddag sal kom skyn oor die duisternis van trauma en skok en teleurstelling en pyn. Ek bid dat u elke hart vanmiddag kom aanraak en kom heel maak. En dat u alles kom nuut maak, soos wat net u dit kan doen. Ek dank u dat u die wolk van swaarmoedigheid nou aflig as die trooster. En dat u salwing nou die jukke van hartseer en pyn en trauma breek in Jesus naam. Dankie vir u salwing wat nou oor elke stoel opvloei in die naam van Jesus. Ek wil met julle gesels oor Psalm 23. En dis nie eintlik 'n psalm vir die graf nie. Dis eintlik 'n psalm van gees en van lewe, van hoop en van bemoediging. Want Dawid, wat altyd vervolg was, Saul wou hom altyd doodmaak. En Dawid skryf hierdie psalm omdat hy God die Vader, die verbondsgod geken het in elke aspek van sy lewe, wat in soveel liefde en genade altyd daar was vir Dawid. Dawid skryf hierdie psalm omdat hy weet wie die God is waarvan hy skryf. Hy het hom geken in sy grootheid, in sy goedheid, in sy almag en in sy magtige teenwoordigheid. Dawid skryf hierdie psalm vanuit die plek wat hy in die Here gehad het. Hy het 'n verhouding met die Here gehad. En toe
Golia die reus voor hom gestaan het en die volk van God uitgedaag het Dawid sy God geken en in die naam van die Here God Almagtig het hy die reus oorwin. So dis vanuit 'n verhouding wat hy hierdie psalm skryf. Hy het hom geken as die God wat 'n waarmaker is van sy woord, wat getrou is, wat liefdevol is, wat genadig is, wat goed is, wat barmhartig is. En daarom skryf hy hierdie psalm. En ek gaan dit vir julle lees vanmiddag. Hy sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Maar die Engelse Bybel sê, die Here is my herder, hy voed my, hy klee my, hy versorg my, hy hou my omhoog, hy dra my, hy bekragtig my. En dit is wat ek vanmiddag vir julle wil sê. Maak nie saak hoe stikkend en hoe seer ek is nie. Die Here is nie net my herder nie, hy is my versorger. Hy voed my, hy klee my, hy hou my omhoog, hy dra my, hy bekragtig. Vanmiddag nie, elke oomblik van elke dag wil hy jou bring by waters van lewe, waters van rus. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sal vir julle rus gee. So as hy vanmiddag ons herder is, dan is hy ook die een wat ons beklee en wat vir ons van die waters van lewe laat drink. En daardie waters gee nie net lewe nie, dit bring ook vrede. Vers 3 sê, hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Julle wat vanmiddag voel, julle het die krag. Hy sê, ek gee vir julle. Hy leer my die ou krag is. Uit sy troonkamer, vanuit sy liefde, sy genade, vloei daar vanmiddag nuwe hoop, nuwe lewe in Jesus naam. Hy sê, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. Ons leef in so 'n onstuimige wêreld, maar daar is vanmiddag vir ons 'n plek van veiligheid, 'n plek van vertroosting, 'n plek van hoop, 'n plek van lewe. En dit is by Jesus, want dit is wat hy vanmiddag vir julle wil doen. In sy hande is ons veilig. Hoe bly ek in sy hande? Deur 'n verhouding met hom. Wanneer ek in 'n verhouding met hom staan, sal ek die beskerming van die Allerhoogste geniet. Verhouding. Hy soek 'n verhouding, 'n intieme, intense verhouding. En omdat ons in verhouding met hom staan, sal ons veilig wees. Dan sê vers 5, U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met U hartlikheid. Koning van konings, Jesus Christus, het 'n feesmaal voorberei. Hy het gedekte tafels en hy nooi vanmiddag vir elkeen van ons om aan die tafel van die koning te kom sit, om
van sy voordele en seëninge en voorregte te doen. En wanneer ons van dit eet en drink wat hy ons gee, dan moet daar 'n liefheid, hoop en lewe wat deur ons gee. Want ons het altyd 'n keuse. Dit gaan altyd daar wees, maar Charlotte moet mense Here, ek wil van aansien en ek wil geniet van dit wat ek die mense gedagte is. Hy bied dit aan, maar Charlotte het dit aan om te sê, wow, ek sê ja. En omdat ek ja sê, is dit ja. En dan word ek vergeet en bemoedig en ontvang ek nuwe krag. Dan sê vers 6, die goedheid en liefde sal my lewe lang by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot 'n lengte van dae. Hy nooi ons met soveel liefde, met soveel warmte, met soveel omgee. En as ons daar sien, is daar 'n plek van rus, 'n plek van vrede, 'n plek van oorwinning, 'n plek van heling, 'n plek van genes. Daar's olie wat aan sy tronkrone vloei. Julle het al almal gehoor van salfolie waarvan die Bybel praat. En daardie olie was met verskillende mengsels gemaak. En die eerste mengsel wat hulle eerste bestanddeel wat hulle gebruik het in hierdie mengsel was iets wat pyn stil gemaak. Die tweede bestanddeel was 'n geneesmiddel. Die derde bestanddeel was 'n ontsmettingsmiddel. En 'n vierde bestanddeel, want dit het uit 4 bestaan, was 'n aangename geur. En hy sê vanmiddag, my olie vloei uit my troonkamer, want hierdie psalm in die Engelse Bybel sê, hy maak my hoof vet met olie. Hy wil ons kom salf met vars olie. En die eerste bestanddeel sê ek, is dit wat genesing bring, dit wat pyn stil maak, dit wat heling en herstel bring, en dit wat weer 'n aangename geur bring, in die plek van dit wat vanmiddag seer is en uit mekaar geskeur is daar heling, want dit is alles in Hom. En hy wil vanmiddag ons wees. Hy wil vanmiddag ons vertrooster wees. Hy wil die een wees wat vir julle nuwe moed en nuwe krag gee. Hy is die een wat julle wil versorg, wat julle wil verkoop, wat julle wil in stand hou, maar ook die een wat julle wil verhoog hou en alles verhoog maak in Jesus naam. Amen. Kom ons bid net saam. Abba Vader, dankie dat U vanmiddag vir elkeen van ons nooi. As die goeie herder, U sê vanmiddag, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, want U wil vir ons rus gee. En vanmiddag wil ek die eerste een wees wat sê, ja Here, dankie, Charlotte, kom na U toe. Here, ek kan nie my eie laste dra nie. Ek kan myself nie heel maak nie. Here, ek kan nie eers selfstaande bly nie. Daarom bid ek dat elkeen van ons vanmiddag 'n besluit sal maak om te sê, ja Here, hier is ek. Dankie dat U ons goeie herder wil wees. Dankie dat U ons
Dankie vir 'n bo-natuurlike vertroosting vanuit die troonkamer deur die salwing van God, die Heilige Gees. Dankie dat ons ook vanmiddag aan die tafel van die koning kan kom sit, om te kan kom geniet van die voorregte en seëninge en voordele wat ja en amen is in Jesus Christus. So Abba Vader, ons dankie daarvoor. Dankie dat ons ook vanmiddag weet dat kleine hande aan U behoort. Hy is uit God gebore. U het vir Hunter uitgedink. U het hom kunstig in sy moeder se skoot gevorm. En Here, vanmiddag behoort hy steeds aan U. En ons dankie dat hy sal lewe, al het hy ook gesterwe, want hy is uit U gebore. Ons gee dan vanmiddag vir Hunter vir U. En ons dankie vir lig en vir lewe, wat hy op hierdie oomblik doodskap. Here, vanmiddag behoort elkeen van ons aan. En ek bid dat U lig, U goddelike lig sal skyn, sodat alle duisternis van omstandighede vanmiddag verlig en belig sal word in die naam van Jesus Christus. Lei hy
Ons gaan 'n geleentheid gee. Ek wil vir 'n blommetjie meneer gooi jy vir my en dan gaan net daai kant toe help, dan gaan ek vir die res 'n geleentheid gee. Jy mag my nader staan asseblief. To say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angel around the throne tonight. Always made my troubles feel so small. You were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, where God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angel around the throne tonight, singing hallelujah, I'm just jealous of the angel around the throne tonight.
time with that's Vader, ek bid dat die aangesig nie net vandag nie, maar altyd weer oor elkeen van ons sal skyn. Here, want die aangesig is die teenwoordigheid, is die lig. En daarin is alles wat ons nodig het om 'n lewe van lewe, vrede aarde. En daardie lig kan ons in vryheid wandel. So ek wil vanmiddag in die naam van Jesus sê, laat die aangesig oor ons skyn, omvou ons met u liefde. Dankie vir 'n intieme, intense verhouding met u. Dankie dat u ons rots is, dat u ons veilige vesting is. En dankie vir vars olie uit u troonkamer wat by elkeen van ons woon. In Jesus se naam. Amen. Dan sê ons van net, almal is op die blaadjie, nou nie te dankie, maar almal vir almal se bydrae, baie dankie vir so. Baie dankie, ons verrigting is afgehandel, julle kan die grafiek toemaak. Understand how precious life can be. Haven't got another angel. Make this world be a little better.